Op hierdie noot staan ons met nog 'n ongelukkige inwoner van Calitzdorp. Wel bekend as een van die persone David wat by die wat stortingsterrein woon. En David, die vraag wat ons aan jou vra is, aan die tyd wat dit so gestorm reën het enige een gekom om assistance te bied of te kom uitvind met watter tipe skade jy sit? Nee, het nog niemand uitgekom om zoiets te verhalen. En as die burgemeester van Kannaland nou voor jou kon gestaan het, wat sou jy vir hom gesê het? Ek het vir hom gesê dat hy het mos vir ons gesê dat dat hoekom die huis is afgemerk het, dat as die huise oor is, sal ons af na oorgeplaas raak en na die huise toe, maar dat het toen so gebeur het, en ten tweede is dit reën, het is papnat daar binne in die huise, hoe kan jy slaap daar binne? So in die tyd wat dit gereën het, moes jy trek na iemand anders toe of? Nee, ek het anders besluit, ek het toe 'n stuk plastic wat er oor die dak getrek. In die storm reën en In wind. die reën, ja, in die wind. En soos ek aanneem is 'n kroniese pasiënt, hoe het dat is medisyne beïnvloed? Dit is my eintlik die ding is net ek is gebreklik in die een been, het ek uiters en skroewe in, en in die arm my arm het ek ook uiters en skroewe in, als net in die een kant. Maar wat kan ek doen? Ek moet maar dit so dierbyt. So Kannaland munisipaliteit het geen skuiling aangebied. Geen skuiling aangebied. Geen noodhulp. Niks sê. Wow. Swak Kannaland. Ons gemeenskap is kronies. En as 'n gewone vuurmaker en u se daaglikse taak is mos nou maar om pos toe te gaan. Hoe voel dit om actually sonder krag te wees en ewen die hele beursasse? Daar word eens aangebied dat jy dalk gratis krag boksie kry of so nie. Nee, hulle het in die eerste plek gesê hulle gaan probeer om maar krag daarin te sit, maar hulle het nog nooit so ver gekom nie. So ons moet maar so uithou om maar elke dag maar pos toe te gaan en gaan kyk waarom ons de houtjie in die hande te kry om kos te kook. En hoe voel die liggaam as jy elke dag so moet op en af? My liggaam as ek hier so staan is my liggaam tot nie. Maar oom moet nog steeds. Ek het nog altyd die uithou vermoë. Ja. Ek sê altyd job se geduld. Baie belangrik om te hê. Wel, dankie oom David Baie vir hierdie dankie. interview. Baie dankie. Daai het julle dit Calitzdorp, Unfiltered. Kannaland, unfiltered, AI. En What you're seeing here is real. It's Real not- people, real stories. En soos julle kan sien, ons inwoners van Calitzdorp, Bergsig, is ongelukkig. That's skakelig. Because no one is matching their expectations, their demands. Yeah. Elke No one is maak, exceeding the yeah, expectations. Yeah. everyone is making promises, but no one sticks to their promises. Precisely. En dit is werklike groot mense wat julle mee speel. Yeah. Die hoop te gee, om hoop te gee volgens my, it should be a sin. Yeah. Because You shouldn't even give it legs to grow. as jy weet jy gaan niks doen nie, moenie beloftes maak nie. Yeah. Of otherwise, voeg jy daad by die woord. That's me. Thank you.